my wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang onthou, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag. Ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Genade vir julle elkeen en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Ons sing Psalm 23 wat ek by die graf gelees het, sing ons nou die lied 577, al 50 versies. Oh
Here onse God, ons aanbid U as die Here van die hemel en die aarde. U is die groote God, wat geen begin en geen einde het nie. U is daar van ewigheid af, en U sal daar wees tot in alle ewigheid. Uit U, deur U, en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid, die krag en die majesteit, want daar is geen perke daaraan nie. By hierdie geleentheid besef ons maar net weer opnuut hoe klein en hoe nietig ons as mense is. Ons is maar tydelik. Teenoor U is ons maar soos 'n miswolkie wat opkom en weer vinnig verdwyn. Maar ons dank U dat U in Jesus Christus aan elkeen wat in U glo die ewige lewe skenk. Dankie dat elke gelowige in daardie genade voorreg mag deel. Dit is ons bede dat U vir Katie en haar 3 kinders met hulle eggenotes en die 10 kleinkinders in hierdie oggend styf in U hande van troos en sorg sal vashou. En mag U woord ook vanmôre vir elkeen van hulle wat hartseer is, die krag en die troos bied wat hulle nodig het. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Liewe Katie, Marika en Christian, en Karen en Johan, en Henkie en Liesel en Pieter, geliefdes in ons Here Jesus. Ek het ongelukkig nie vir Johan goed geken nie, alhoewel ek geweet het wie hy is. Ons het maar by enkele geleenthede gegroet. Hy was lidmaat by 'n naburige gemeente en ek by Cornelia gemeente. Maar dit maak tog nie saak nie. Want by 'n Christelike plegtigheid soos hierdie, gaan dit vooral nie oor 'n mens nie, maar oor die evangelie. En daarom wil ek vanmôre die woord aan julle bedien oor die genade van die Here en dit toepas by hierdie geleentheid. Want ons aanbid 'n liefdevolle, genadige Here. En ons as gelowiges vind ons juis ons troos in die genade van ons Here Jesus. Kom ons lees van hierdie genade soos wat Paulus dit in Efesiërs 2 verwoord in sy brief aan die gemeente wat in Efese is. Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte. Die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers. En ons het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek
en opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Net daardie gedeelte, vers 8 wil ek herhaal. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Die genade waaroor die apostel Paulus in hierdie gedeelte skryf en waaroor hy in vervoering raak, is niks anders as my en jou redding nie. Hy skryf hier in vers 5 al, uit genade is julle gered. Ook in vers 8, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. En dan sê hy iets baie belangriks, hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Dit is asof Paulus dit nie genoeg kan beklemtoon. Geen mens verdien dit om gered te word nie. Dit is nie omdat jy so goed is, omdat jy so voorbeeldig leef, of so min sonde gedoen het, dat jy gered word, of wat ook al nie. Dit is alleen God se guns, God se ontferming, God se genade, wat dit moontlik maak dat 'n sondaar mens en sondaar mense kinders van God genoem kan word. Ons is kinders van God enkel en alleen omdat hy ons sy kinders in genade gemaak het. Paulus sê, God het ons gemaak wat ons nou is. Tweedens, die genade van God beteken dat ons 'n bestemming het waarin ons op pad is. Die ingaan van 'n begenadigde mens is nie die einde van alles vanmôre daar op die plaas by die graf nie. O nee, dis die deurgang na ons ewige bestemming, na die Vaderhuis met sy baie woonplek. Ons sterwe as gelowiges, hoe hartseer dit ook al mag wees, is eintlik 'n sterwe om tuis te kom. Om my plek wat in die Vaderhuis vir my berei is te gaan inneem. Dit is ons as gelowiges se ewige bestemming. En dis niemand anders as Jesus Christus, ons redder, wat daardie plek vir ons gereed gemaak het nie. Met sy hemelvaart het hy juis Vaderhuis toe gegaan, terwille van ons. En hy het beloof dat hy ons weer kom haal, sodat ons by hom kan wees. En dis net genade. Niks anders nie. Dat sondaar mense gered kan word,
en dat hulle 'n hemelse bestemming het in die Vaderhuis om by Christus te wees. Jy kan dit nie in beter woorde beskrywe as genade op genade nie. Die dogters het vir my nou die aand gesê dat Johan 'n gelowige was en dat hy in afhanklikheid van die Here geleef het en dat hy hulle in moeilike tye dikwels aangemoedig het om hulle vertroue op die Here te stel. Derdens, die genade van God beteken ook dat hy sy kinders nie alleen laat in die swaar tye wat hulle hier op aarde beleef nie. Ook nie in Johan se siekte en die agteruitgang die afgelope paar weke, 3 weke eintlik, wat het met hom so sleg gegaan het die Here hom nie alleen gelos nie. Want eeue gelede het die Here vir die apostel Paulus gesê, my genade is vir jou genoeg. En ek glo dat die genade van die Here ook op die ou end vir Johan genoeg was. En dat hy geneem is na die Vaderhuis waar sy woonplek nou gereed was. En Katie, jy en jou kinders, die genade van die Here, die genade wat vir Johan genoeg was, dis dieselfde genade wat die Here ook vandag op 'n besondere manier vir julle wil gee. Dat hy julle vorentoe op julle lewenspad sal help. Dat hy julle naby sal wees. En kyk jy veral jy, as jy en die kinders voel dat julle alleen is. As julle verlang, as julle hartseer is, onthou dan altyd, die genade van die Here is juis ook daar om julle te dra. Want die genade sal verseker genoeg wees vir elkeen wat in die geloof na hom opkyk. Elkeen wat hulle vertroue op hom stel. Want elkeen wat glo in die Here Jesus, elkeen wat hulle hart aan die Here oorgegee het 'n Vader. 'n Vader wat ver sien, oneindig ver sien. 'n Vader wat ons optel en ons aan sy bors vasdruk. En 'n mens wat dit ervaar, kan mos nie anders as om te sing en te jubel. Genade, onbeskryflik groot, het U aan my bewys. Daar's fees. Ek is weer tuis. U seun bring my, verlore mens, weer in die Vaderhuis. Amen. Ons roem vanmiddag, Here, alleen in U genade. Want U genade is waarlik waar, onbeskryflik groot. Ons weet dat nie een van ons dit verdien nie. Dankie dat U ons uit genade red deur die geloof in Jesus Christus, wat vir ons gesterf het en vir ons opgestaan het. En dankie dat ons ook die genade van sorg en troos kan ervaar in tye soos hierdie, dat ons hartseer en gebroke is. Dankie vir Johan se lewe. Dankie vir die gawes waarmee hom toebedeel het. Dankie vir dit wat hy vir Katie en sy kinders en hulle eggenotes en die kleinkinders kon beteken. Dankie wat hy ook in die stilte vir so baie ander mense kon beteken. Ons gebede is dat U in genade
sy geliefdes sal vertroos met die troos uit die hemel. En ons wil hierdie diens afsluit deur aan U al die lof, die eer, die dank en die aanbidding toe te bring vir al U genade, vir al U liefde en vir al U sorg. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Die slotlied wat ons gaan sing is 510, al 4 die versies, genade onbeskryflik groot. En daarna bly U staan vir die uitspreek van die seën, en dan neem U weer U plekke in asseblief. Vader, jou lewe verlig. Mag die oorvloedige liefde van Jesus ons Here jou toevou. Mag die krag van die Heilige Gees jou laat volhard in geloofsvertroue, totdat die Here ook ons kom haal. Amen. Daar gaan nou 'n kort skuifie vertoning wees en dan sal ek die geleentheid afsluit.
Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Namens die familie wil ek graag die volgende mense bedank vir Dr. Rousseau by Wilgers Hospitaal, Dr. Gerda Groenem en Dr. Leanay van der Walt, en Suster Petria Smit en al die susters wat so mooi na ons pa gekyk het die laaste dag. Jaco Nodee vir die graf wat voorberei is. Jacobus Lourens vir die gras wat daar gesny is. Dan ook wil Marika en Karen vir hulle mans wat gehelp het om alles reg te kry en probeer makliker maak het, baie dankie sê. Ilona van die kerkkantoor, baie dankie vir jou hulp. En Wetsons vir julle professionele hulp, Pieter en Carla, baie dankie daarvoor. Almal wat vandag hier is, wat die hitte trotseer het om hier te wees, baie dankie. Daar is van u wat van ver af gekom het, en hulle waardeer dit baie. Daar is ook verversings voorberei in die kerksaal, direk daarna na die diens kan u hier afbeweeg hierdie kant toe, waar daar verversings sal wees. En laaste, maar beslis nie die minste nie, wil Christian en Johan vir Karen en Marike sê baie dankie vir wat julle vir julle pa gedoen het, vandat hy siek geword het in besonder.
Hulle waardeer dit baie en ek dink die ander almal wil ook dankie sê vir julle omgee, vir julle pa. En dan ons hemelse Vader, wat ons pappa vir ons vir 72 jaar geleen het, aan hom kom die eer en die dank toe. Ek vra dat jy almal sal lees vir die familie, sal staan vir die lees van die familieboodskap. Die lewensboek van Johannes geopen op 3 September 1952. Daarin is al sy vreugde en hartseer aangeteken. Daarin is ook elkeen wat hy met God vertoef, en daarin is ook elke oomblik wat hy met God vertoef en gewandel het aangeteken. Op Sondag 8 Desember 2024 is die laaste bladsy van sy lewensboek voltooi, toe die Here hom uit sy aardse woning weggeneem en oorgeplaas het na sy tuiste. Ons dank God vir sy lewe, en ons berus in sy heengaan, sy nagedagtenis sal voortleef in die harte van sy geliefde familie en vriende. Ek vra dat ons net so 'n oomblik sal staan en ons hoofde sal buig, uit eerbied en respek ook vir die oorledene, en dan sal ek vir u sê wanneer u kan uitbeweeg. Baie dankie, ek kan nou buite beweeg en na die saal hieronder. Ek weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang onthou, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet, en ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie.